Hartlike goeiemôre, dit is maandagoggend, dit is die 8ste Junie die jaar 2026. My naam is Daniel Gerber. Weereens, God is koning, hy is die Here en daar is niemand soos hy nie. Halleluja. En vandag praat ons so 'n bietjie oor seën en moenie vervloek nie. Kyk, dis 'n moeilike ding. Jy kan hoe holy probeer wees, maar as mense jou te nagekom het, as mense jou seer maak, as mense jou te lyf gegaan het en goed is, en dan moet jy die ander wang draai. Die woord sê, draai jou ander wang 70 maal 7. Dis nie maklik om iemand te seën wat jou vervloek nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, hierdie is 'n opdrag van God af wat ek en jy moet doen. Want ons sê, ons wil gehoorsaam wees aan die Here, maar dan as seker goed op ons pad kom, dan is dit moeilik. Seën en moenie vervloek nie. En ek wil 'n bietjie 'n paar verse lees wat daaroor gaan. Die eerste een is Lukas 6, hy sê vers 27, maar ek sê vir julle wat luister, julle moet julle vyande lief hê, goed doen aan die wat vir julle haat, seën die wat julle vervloek en bid vir die wat julle beledig. Nou ja, soos ek gesê het, jy kan hoe holy wees, dit is nie 'n maklike pad om te stap nie, maar met die genade van die Here Jesus Christus, met sy liefde en sy geduld, sy lankmoedigheid, kan ek en jy dit doen. So maar ek en jy moet opstaan en sê, ons gaan nie toelaat dat die vyand by ons steel nie. Die volgende gedeelte is in Romeine 12, hy sê hier vanaf vers 9, hy sê, laat die liefde ongeveins wees, vir askie wat sleg is, hang die goeie aan, wees hartlik teenoor mekaar, nie haatlik nie, nee, hartlik teenoor mekaar met broederliefde en moet die ander die voortgaan in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here, verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed, maak voorsiening in die behoeftes van die geliefdes, streef na gasvryheid, seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie, wees bly met die wat bly is, ween met die wat ween, wees eengesind onder mekaar, moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige, moenie eie wys wees nie. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie, bedink wat goed is vir alle mense, as dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet. As hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Soos ek gesê het, hierdie is nie te maklik nie, maar dit is moontlik met Jesus Christus wat ons die krag gee. Amen. En dan wil ek net die laaste gedeelte, en dit is wat ons moet doen. Ons moet mekaar seën. En hy sê in Numeri 6, hier vanaf vers 24, hy sê, die Here sal jou seën en behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. En dit is my gebed vir oggend, vir ieder en elkeen wat sukkel met onvergewensgesindheid, wat sukkel om iemand te seën en nie te vervloek nie, want dit is so maklik om iemand te vervloek. Vat die seën iemand anders. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie vir u woord, Here, dankie vir 'n waarskuwing ook, Here, dat ons nie moet haat nie, dat ons 'n seën moet uitspreek. Here, help ons, wat uit mens uit kan ons dit nie self doen nie, maar ons weet, met hy wat in my is sterker as hy wat in die wêreld is. Seën ieder en elkeen is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit op hierdie maandag, gaan seën iemand en nie vervloek nie. God bless.